Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Donderdag 1 Januarie. Die gemeentes van Filippi en Kolosse. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, ons sê vir u vreeslik baie dankie weer eens vir hierdie voorreg om die studie te kan bestudeer. Help ons asseblief as dit u wil is, liewe Heer, dat ons dit mag verstaan en mag deel met elkeen rondom ons. Ons vra dit in die naam van Jesus alleen. Amen. Lees Filippense 1 vers 1 tot 3 en Kolossense 1 vers 1 tot 2. Hoe word die gemeentes in Filippi en Kolosse beskryf en watter betekenis het hierdie beskrywing? Ons lees Filippense 1 vers 1 tot 3. Paulus en Timotheus, diensknegte van Jesus Christus, aan al die heiliges in Christus Jesus wat in Filippi is, saam met die opsieners en diakens, genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink. Ons lees Kolossense 1 vers 1 en 2. Paulus, 'n apostel van Jesus Christus, deur die wil van God en die broeder Timotheus, aan die heilige en gelowige broeders in Christus wat in Kolosse is, genade vir julle en vrede van God, onze Vader en die Here Jesus Christus. Kolossense 1 vers 1 en 2. Paulus se tipiese groet in sy briewe noem Christene in daardie plekke heiliges. Dit wil sê, deur die doop is hulle afgesonder as God se besondere volk, net soos die volk Israel deur die gebruik van die besnydenis, soos gelees in Eksodus 19 vers 5 en 6. Ons lees dan nou 1 Petrus 2 vers 9 en 10. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. 1 Petrus 2 vers 9 en 10. Daar word hulle as 'n heilige nasie afgesonder. Dit het wel absoluut niks te doen met die Rooms-Katolieke Kerk se praktyk om mense as heiliges te kanoniseer nie. Ook interessant is die parallel tussen die groet van hierdie twee briewe. Paulus verwys na opsieners en diakens in Filippense 1 vers 1 in Filippi en na getroue broeders in Christus in Kolossense 1 vers 2 in Kolosse. Wanneer die Nuwe Testament van getroue broeders praat, verwys dit na 'n spesifieke bediening in die kerk. Ons lees Efesiërs 6 vers 21. En dat julle ook my omstandighede kan ken, hoe dit met my gaan, alles sal Tychicus, die geliefde broeder en getroue dienaar in die Here, julle bekend maak. Ons lees ook Kolossense 4 vers 7. Al my omstandighede sal Tychicus, die geliefde broeder en getroue dienaar en mededienskneg in die Here, julle bekend maak. Ons lees ook 1 Petrus 5 vers 12. Deur Silvanus, die getroue broeder, soos ek meen, het ek kortliks aan julle geskrywe om julle te vermaan en om te betuig dat dit die ware genade van God is waarin julle staan. 1 Petrus 5 vers 12. Dit blyk dus dat Paulus nie net die gewone lidmate aanspreek nie, maar ook die kerkleiers in hierdie stede. Die verwysing na ampte wat elders meer volledig beskryf word, lees byvoorbeeld gerus 1 Timoteus 3 vers 1 tot 12, sowel as Titus 1 vers 5 tot 9. Dit getuig van die bestaan en belangrikheid van organisasie van die vroegste tydperk van die kerk af. Die opleiding van medewerkers soos Timoteus en Epaphras
En die voorsiening van leierskap vir plaaslike gemeentes was 'n prioriteit vir Paulus en het sy evangelisasiepogings versterk. Met ander woorde, daar was 'n strategiese benadering tot sowel uitreik as behoud. Ons Advent-pioniers het die Nuwe Testamentiese model van kerklike organisasie gevolg, soos blyk uit talle artikels in die Advent Review and Sabbath Herald uit 1850. Trouwens, James White het gesê in Gospel Order, Advent Review and Sabbath Herald, 6 Desember 1853, bladsy 173, die goddelike orde van die Nuwe Testament is voldoende om die kerk van Christus te organiseer. As meer nodig was, sou dit deur inspirasie gegee gewees het. Lank voordat Paulus aan hierdie gemeentes geskryf het, het die apostels reeds begin om amptdraers in die kerk in Jerusalem aan te stel. Lees gerus Handelinge 6 vers 1 tot 6, sowel as Handelinge 11 vers 30. 'n Aanhaling uit Ellen G. White, The Acts of the Apostles, bladsy 9.1 lees: hulle wat as 'n model moes dien vir die organisasie van gemeentes op elke ander plek waar boodskappers van die waarheid bekeerlinge tot die evangelie sou wen. Ellen G. White, The Acts of Apostles, bladsy 9.1. Dit is algemeen bekend dat Paulus soms skryfassistente gebruik het by die samestelling van sy briewe. Timoteus word ook elders as 'n mede-afsender genoem. 2 Korintiërs 1 vers 1 lees: Paulus, 'n apostel van Jesus Christus deur die wil van God, en Timoteus, die broeder aan die gemeente van God wat in Korintië is, saam met al die heiliges wat in die hele Agaïe is. Ons lees ook Filemon vers 1. Paulus, 'n gevangene van Christus Jesus, en die broeder Timoteus aan Filemon, die geliefde en ons mede-arbeider. Filemon vers 1. Die feit dat Paulus later ek eerder as ons gebruik, wys egter dat sy gesag ook agter hierdie briewe staan.